Shalom almal, baie welkom by Jabai Altekan bediening. Ons gaan aan met die fees van ongesuurde brode, sodat ons kan klaarmaak. Hoekom ek in hierdie 50 dae wil klaarmaak voordat dit Shavuot is 'n pad van 50 dae van heiligmaking, waar jy moet besef wat het jou Messias vir jou gedoen aan die kruis. Het jy al gevoel as iemand jou verraai het? Kan jy daai verwerping by die kruis gaan neerlê? Om te kan sê, Vader, ek voel hierso is ek seer gemaak. Diep seer. En as ons hierdie skrifte gaan verder gaan deurwerk, gaan dit vir ons oopgaan wat het regtig vir ons aan die kruis gebeur. En dat Vader niks doen as dit nie sy bepaalde tyd is nie. Nou as ek vanmôre vir julle graag wil lees, waar het die wind jou al gewaai? En ek gaan ook open met 'n skrif, nie net met gebed nie, ek gaan open met die skrif, waar het die wind jou in jou lewe gewaai, tot waar jy vandag sit? As jy moet terugkyk na al jou obstacles, al jou molshope, al jou seer, wanneer kry jy in 'n jaar die geleentheid om van daai seer ontslae te raak? Ja, elke dag. Maar op die vasgestelde tye, dan is daar hoogheilige dae wat Vader letterlik uitsonder. Nie net dat hy heilig is nie, maar dat jy kan leef en streef na heiligmaking in hierdie 50 dae. Nou, as jy in 'n 50 dae vas kan ingaan, klink dit vreeslik lank, maar ek sal byvoorbeeld vir jou sê, jy sny byvoorbeeld 1x uit waarvoor jy baie lief is om te eet. En vir daai 50 dae eet jy nie daai 1x nie. Soos ek is baie lief vir brood. So vir 50 dae wil ek nie brood eet nie. Om vir Vader sê, Vader, was my met daai koekieseep wat die bloed van Yeshua is. Was my, wys my, waar wil Vader hierdie jaar jou waai as 'n wind? Want sy asem kom deur jou. Ek gaan vir julle dit lees. Johannes 3 vers 4 tot 7. Ek jok, is Johannes 3 vers 8. Maar ek gaan vanaf vers 6 af lees, of eintlik vers 5 af. Weer dieselfde skrif wat ons laas gedoen het. Jesus antwoord, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Amen. Baie van julle het in hierdie tyd die gebed gedoen en het werklik aangeneem as sy kinders, sy erfgenaam. Nou as jy sy erfgenaam is, kan hy jou vat in die rigting wat hy jou graag wil hê. So die woord praat hier van 'n wind, maar dis die rigtingwyser, die kompas wat hy jou in hierdie nuwe jaar, in hierdie nuwe seisoen wil deurtrek deur die Jordaan ander kant uit. So Vader, trek ons deur waar U wil. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En het ek vir Benny gesê, vertrou Heilige Gees om jou verder in die Bybel van in die praktyk vir jou verder te openbaar. Moenie net stop by 1 of 2 verwysingskrifte nie. Gaan verder totdat die goue draad begin deurtrek. En hy trek hom gewoonlik deur tot en met Openbaring. En dan kry jy 'n verwysingsraamwerk van die roetekaart wat Vader jou op hierdie bepaalde skrif in die Bybel vir jou 'n pad wil voorberei. So moenie dink as jy 'n skrif gekry het, dis net toevallig nie. Dis niks by Vader is toeval nie. Dis die skrif wat jou moet deurtrek waar hy jou wil hê.
waar jy na heiligmaking streef. Dan sê hy vir ons in die volgende vers: Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. So Vader sê vir jou daar, elkeen wat uit die Gees gebore is, ken nie die pad vorentoe nie. Maar as jy sy ruga, sy asem, sy wind binne jou toelaat, sal hy jou waai op die bestemde plek waar hy jou wil hê. En dis die rede hoekom ons die volle Pessachfees moet deurwerk saam met ongesuurde brode. En ek dink ek het dit verlede keer bitter mooi uiteengesit vir julle. Wat beteken die middelste een as hy gebreek is? Ons Yeshua is weer aan mekaar gesit en hy sit aan die regterhand van God. En weet julle wat? Hy is ons kompas, want hy is die regter. Hy is die advokaat wat vir jou intree en jou beskerm as jy op 'n verkeerde wind is, waar na jou verkeerde winde wat jy uit vlees uitgewaai word. So as jy nie uit gees uitwerk nie, sal die wind van vlees kom en jou op 'n ander roete sit. So my gebed is vandag dat Vader se geesmens binne in jou sal wakker word om jou in die regte windrigting te sit wat Vader jou wil hê in hierdie seisoen van jou lewe. Want ons is in 'n seisoen van seisoene van Vader wat gesê het jy's 'n set-apart volk, jy's eenkant gesit, jy's 'n uitverkore volk en daarop moet ons die skrifte deurwerk om te sien wat is die antwoord. Jy gaan jou purpose kry op die eindlyn, op die einde waar jy kom en daar is nie 'n verdere verwysingskrif nie, maar ek het vir jou slegte nuus en goeie nuus. Daai skrif gaan aan en jy gaan meer openbaring kry en jy gaan so groei in Christus, nê, dat jy kan sê Vader, wow, jy's 'n amazing God. Daar's niemand soos U nie. Daar is niks soos Hy nie. Dis net Hy alleen. So ek het nou vir julle dit gelees, so julle kan Johannes 3 vers 5 tot 8 kan julle gaan. En hy het hierdie vir Nikodemus gesê en Nikodemus antwoord sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Met ander woorde, Benny kan nie gaan sê hy weet nie en ek kan nie gaan sê ek weet nie en Diana kan nie sê sy weet nie en Michael kan nie sê hy weet nie. Ons moet die skrif gaan toets saam met God se gees. Dis hoekom jy moet deurwerk. Skakel in by 'n plek waar die vuur van Heilige Gees val, sodat jy kan staande bly in die tye wat kom. Volgende week, hierdie tyd, begin ons met die eerste deel van die konferensie van die 17 tekens van die eindtyd. So ons begin volgende week daarmee. OK, amen, kom ons gaan aan. So dit maak vir julle sin. En as ek die verwysing lees van Johannes 3 vers 5 tot 8, God is gees. Jy kan net die lig sien deur geesmens saam met Jahweh se gees weet waarheen jy saam God op pad is. Net deur sy gees weet jy waar is jy op pad en waarheen. Julle wat gedoop is, wedergebore in gees is van bo af, wedergebore ontvang, party die doopwater ingegaan, party is van bo af gedoop met Heilige Gees en julle gaan op Pinkster gereed wees, want julle gaan in die tyd sit met hierdie skrifte. Moenie net die skrifte van die eindtyd gaan doen nie. Ek wil hê julle moet vir 50 dae in die Pessach skrifte bly tot jy 'n openbarende gees, waarmakende gees jou ruk tot jy weet wat jy moet doen. So dis 'n purpose tyd. So as jy daar saam met Benny sit, vra vir Vader dat die Heilige Gees in jou inspreek, wat is jou purpose? Want hy sê nie net 'n leraar nie. Iemand soos Nikodemus, iemand soos Omtuisie, iemand soos Manana. So kan ek aangaan, gaan sal Vader salf om sy woord uit te bring. En dit is gelooflik, nie ongelooflik nie,
gelooflik om Vader te vertrou deur sy Gees. So sal julle dit kan doen? Ek dink julle sal kan. Dood. En jy is nie dood, ag gatai. Enetjie. Okay, ek gaan nou net weer verklaar waar staan dit in die woord van die feestydde. Dit staan in Levitikus 23. Fees tot eer van die Yahweh. Numeri 28 vers 16, Numeri 29 vers 40. Die Yahweh het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die fees wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Die volgende is my feeste. 6 dae moet julle werk, maar die 7de dag is 'n rusdag. So eenmal 'n maand gaan ons nou fisies Shabbat hierso hê, en nie net ek gaan die Shabbat bedien nie, Diana het baie Shabbatte op haar laptop. Tussen my en Diana en Michael gaan ons die Shabbat vir julle bedien. En dan gaan ek ook op 'n stadium vir Benny vra om vir ons ook 'n Shabbat te bedien. Dis belangrik want hy daar by stille rus het Vader hom uitgekies terwyl Johanna nie daar is nie om die woord te bring. So nou moet ons hom toeberei met die regte gereedskap. So wat moet gebeur? Ek moet hom toeberei met die woord, wat is die Shabbatte? Hy kan nie net enige iets oor die Shabbat gaan praat nie, want dit is 'n vasgestelde tyd, dis Vader se rangorde van sy salige rusdag. 'n Shabbat waarop jy gewyde byeenkomste moet hou, dan mag jy geen werk doen nie. Jy moet die Sabbat van Yahweh wy, waar jy ook al woon. Verder is daar ook die volgende fees tot my eer gewy, byeenkomste wat op vasgestelde tye moet vier. So die feeste op vasgestelde tye moet ons dit doen. Dit dra krag, want die hemel word geopen en die sluise van die hemel gaan oop oor hierdie feeste om jou te vul tot oorlopends toe. So wanneer kry jy oorlopends toe vervul? Wanneer die sluise van die hemel bo jou oopbreek, want daar's hoogheilige dae in die feeste. Nou sê hy vir ons die fees van Pessach, op die 14de van die eerste maand, teen skemer moet julle die Paasfees vier tot eer van Yahweh. Op die 15 van dieselfde maand begin die fees van ongesuurde brode tot eer van Yahweh. 7 dae moet julle ongesuurde brode eet. Vir 7 dae lank moet jy jou liggaam wat 'n brood is, deursoek vir sonde en hy sonde neerskryf en hy sonde bely en dit volgens 1 Johannes 1 vers 9 klaar maak met jou. Jy moet klaar kry met die sonde. Mense, daar is nie meer tyd om sonde te eet nie, maar ontslae te raak van die suurdeeg in jou lewe. Op die eerste dag moet hulle 'n gewyde, ekskuus net so 'n bietjie, hy's in my pad. Op die eerste dag moet julle gewyde byeenkoms hou. Julle mag dan geen werk doen nie. 7 dae lank moet julle offers aan Yahweh bring. Nou wil ek jou vra, as jy loof en prys, is jy 'n aanneemlike offer vir Vader? Want dis jou mond wat hom loof en prys. Kom dit diep binne in jou hart. Kyk verby die sonde nou vir my. Want almal van ons het sonde. Die laaste volmaakte persoon op aarde was Jesus Christus. Maar deur sy wonde en deur die Gees wat hy vir ons agtergelaat, kan ons skoon kom van sonde. Maar ek wil nou vir 'n slag hê, jy moet verby die sonde kyk en dat jou geesmens kan opkoppel met Vader se Gees. Dat jy gees, siel en liggaam in lyn kan kom. So dis belangrik dat jy die tyd uitkoop vir gebed en worship, dat jou gees, siel en liggaam in lyn kom. Die 7de dag moet julle weer 'n gewyde byeenkoms hou en niemand mag werk nie. Weet julle, gaan lê op jou bed, maak jou oë toe en begin bid soos nog nooit nie. Heilige Gees sal jou deur gebed lei
tot jy beginne voel hoe die vuur warm op jou beginne val. Wanneer laas kon julle dit doen? En ek is ernstig, julle is in 'n hoë ouderdom. Die tyd is min. Julle moet julle lewe regkry. Hoe gaan julle lewe regkry? Deur tyd uit te koop in gebed en worship en woord te lees. So ons moet regtig tyd uitkoop om Vader se tye te eer, want hy's die God van doen. Hy's nie die God wat stil sit nie. Hy doen elke oomblik sekond is sy oë op jou gerig. Dis 'n heilige 4-dag fees. So julle het nou hierdie fees deurgegaan, julle het tyd gehad om hierdie werk deur te werk, maar ek wil vir jou vra, as jy Exodus gaan doen, gaan kyk na die verwysingsskrifte. Ek sou eintlik vir Diana vra, sy moet vir my sommer my Bybel hier by my kom vat. Dan vat jy Exodus, hoofstuk 12, 1:7, dan sal jy onder die verwysingsskrifte kry. En dan kan sy vir ons net Exodus 12, 1:7, nee, kan sy vir ons daai onderste verklaring lees, dat jy net kan hoor, hoe gaan die woord oop. En dit beteken as die woord oopgaan, maak Vader 'n geopende sluys uit die hemelse plekke oop oor jou. Goed, Exodus 12, 1-7. En Yahweh het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maand wees. Met ander woorde, dis die begin van die maand, dis die begin van die jaar. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet elkeen 'n lam neem, volgens familie, 'n lam vir 'n huisgesin. Nou die lam, die laaste Pasga lam, is reeds vir ons geslag aan die kruis. Hy het uitgebloei sy wonde, sodat ons genesing kan ontvang. Toe ek so siek was, toe bid ek, Vader, daar waar die wonde uitgebloei is, dat ek genesing kan ontvang. Partykeer kry jy 'n simptoom, wat maak jy met die simptoom? Gaan jy hom kaddel of gaan jy bid? Van ons vat 'n siekte, dan kaddel ons hom. Nee, in daai tyd en bid jy soos nog nooit nie. Jy sorg dat jy deurbid, dat jy in die wonde van Yeshua is. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman met die naaste aan sy huis dit neem volgens die sieletal. Na wat elkeen gewoond is om te eet, moet jy dan die getal op die lam bereken. Nou, gee jy regtig om vir die siel wat langs jou leef? Is jy bereid om jou stukkie vleis op die Pasga lam met hom te deel? Jy dalk nie genoeg nie. Jy dalk nie genoeg nie. Maar daai stukkie kan jy glo, Vader kan hom vermeerder, dat jy met jou buurman kan deel. So met ander woorde, daar wys Vader mededeelsaamheid op 'n baie ander vlak. So met ander woorde, daar was genoeg gewees, maar jy moet nog steeds, al het jy te min of genoeg, moet jy kan deel. Jy moet 'n lam hê sonder gebrek. Wie's daai lam wat jy moet aanneem? Yeshua. Dis jou lam wat jy moet aanneem. Wanneer jy deur daai doopbad gaan, het jy hom aangeneem as jou verlosser en saligmaker. 'n jaar oud rammetjie van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot 14 dae van die 14de dag van hierdie maand. Hou julle werklik die kruis in bewaring in julle harte, wat daar vir jou gedoen is? Hou julle daai fisiese wonde in julle harte, wat daar vir julle gedoen is? Dink jy toe daai stukke vleis deur die lug getrek van die katshoue, toe hulle hom geslaan het? Dink hoe pynlik moet dit wees? Dalk lyk jou siel so. Dalk lyk jou siel so geslaan deur hierdie wêreld en jy weet nie om reg te kom nie. Dan wil ek vir jou sê, gaan sit by die voetebank van Jesus Christus van Nasaret. Hy is Jehovah Rafa. Hy kan genees.
En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die deurposte en aan die bodrempel van hulle huise waarin hulle dit eet. Nou is die bloed van Yeshua aan jou deur van jou hartkamer geverf. Het jy al ooit gesê, Vader, verf my met die bloed van Yeshua aan my hartkamer, dat my hartkamers nie onverdeeld sal wees nie. En dat daar nie skielike rukwind kom en my 'n ander rigting instuur nie, maar dat dit Vader se ruach is, sy Heilige Gees wind wat jou op die regte pad hou. Lees vir ons Diana. Luister na die verwysingskrifte. Hallo, kan julle my hoor? Is hy aan? Kan jy, okay. Dit is dan Exodus 12, hier gee hulle 'n verwysing van 1 tot 14, die Paasfees. Daar was net een Paasfees. Die Paasfees was altyd een van die grondliggende elemente van die Joodse godsdiensttradisie. Hulle herdenk hiermee dat die Here die Israeliete oorgeslaan het en verhoed het dat die verderwer hulle huise besoek. Wie is die verderwer? Die doodsengel. Dat die doodsengel nie kom en kom roof en steel in jou huis nie. En hy kom soos 'n dief vir die nag. Julle sal getuienis vandag hoor dat hy kom soos 'n dief vir die nag. En aan die viering van die Paasfees herinner die Jode aan een van die sleuteloomblikke in hul geskiedenis. Dit wys heen na hulle nasionale identiteit en hul verlossing as 'n geloofsgemeenskap. 'n Mens sou dit as 'n deurslaggewende oomblik in hulle geloof kon bestempel. Nou ken jy jou identiteit? Het jy die karakter van Meester Yeshua? Wie se karakter dra jy? Is jy liefde of is jy kwaad? Wat gaan nie binne aan? Nou moet jy vir jou die saak uitmaak. As jy jou broer of jou suster haat, dan kan jy nie die Gees dra nie. Dan kan jy nie deel wees van die uitverkorende volk nie. So in die tyd het jy tyd om reg te maak wat verkeerd is. Dankie Diana. Okay, dan gaan dit aan met vir die Christen wys dit duidelik hier na die kruis van Christus. Hy is ons paaslam wat ons van die dood verlos deur ons straf op hom te neem. Die parallelle tussen Exodus 12 en die Christelike nagmaalsviering is merkwaardig. Die nagmaalsviering in hierdie tyd het hy in die bofortrek het Yeshua die nagmaal ingestel. Nou het jy in jou lewe in jou huis 'n bofortrek waar jy kan stil raak met kommunion. Koop 'n hoekie in jou huis uit en sê dis my bofortrek. Hier sit ek en ek doen die kommunion daagliks, elke dag. Nie net eenmal 'n maand nie, elke dag het jy jou meester nodig. En dan gaan ek aan met 12:2 wat hulle verduidelik vir julle die begin van die maande. Hierdie maand wat Abib genoem word in Exodus. Dis eintlik ons Abib in die Ja. Nisan. Ja. Ja. In Exodus 13 vers 4 stem ooreen met April, Mei en staan ook as Nisan bekend, ja. Was hy? Die Hebreëse volk het hul vertrek uit Egipte ook as Nisan bekend. Die Hebreëse volk het hulle het ek nou verkeerd gelees, ek net sien, staan ook as nie. Die Hebreëse volk het hul vertrek uit Egipte as die begin van hulle nuwe maandtelling beskou. So dit is hulle nuwe maand. Dis in hierdie tyd is dit 'n nuwe maand, 'n nuwe jaar, 'n nuwe seisoen. So jy moet vir jouself sê, ek koop deur die bloed van Jesus Christus van Nasaret vir my 'n nuwe seisoen lewe wat jou hart graag begeer, wat jy wil nastreef tot heiligmaking. Nie tot aardse begeerlikhede nie. Letterlik om te sê, ek kry kans, is 'n new beginning. Daar's vir my bloed aan my deurkosyn, aan my kinders se deurkosyn, aan my vriende en my familie se deurkosyn. Hoe wonderbaar is dit dat die verderwer verby kan gaan. En dan duidelik hulle 12 vers 5, dit gaan oor sonder gebrek.
Brandoffers was nie 'n manier om van ongewenste diere ontslae te raak nie. Nie die heel beste lammers was geskik om te offer. Die paaslam wat die Israeliete moes offer, was veronderstel om heen te wys na die dood van die volmaakte, sondelose verlosser Jesus Christus. En dan is dit nou van 8 af, so ons is nou klaar dan. So wat ek gedoen het, en ek wil vir julle sê, ja, jy kan of my terug. Ek wil vir julle sê, as jy nou op jou horlosie kyk, en jy kyk na die tyd, né? Het ons gepraat van, dat die bederwer jou nie onkant sal vang nie, dat daar bloed aan die deurkusyn is. En toe sê ek vir julle, hier sal 'n getuienis vandag uitgaan. Laat jy ken nie die uur in die dag wanneer jy heen gaan nie. Is jou saak reg? Is jou saak reg? En presies die regte tyd het Vader hierdie skrif gegee, laat ek hom vir julle verduidelik. Toe stap Alida in. En sy gaan vorentoe kom, en sy gaan vir julle sê, en as sy baie hartseer is, kyk verby die hartseer. Hoor God se gees wat praat. Is jou tyd, jou uur reg? Is jou hartkamers geverf met die deurkusyn met Yeshua se bloed, dat jou saak reg is met jou Skepper wanneer die verderwer kom en kom roof en steel? Want as jy voor die ouderdom van 70 sterf, is dit 'n rooftog wat nie moes plaasvind nie. Alida, jy kan kom. Jy kan agter sit, gee net by, vat net die mic by Diana. Goeiemôre. As ek huil, is dit uit blydskap van my Here, my God daarbo. Ek gaan julle kort dit vertel. Gisteraand het ek soos julle ook, ek het by soapies gekyk, ek het opgehou. Ek gaan tot 10:00, dan vat ek my woefies, dat hulle gaan piepie buite, en toe sit ek in die huis. En as ek moeg, ek is moeg. Ek gaan klim in die bed. Kan nie so, maar voordat ek in die bed klim, moet ek sê, lees ek die stap van West in Psalm. Hy is nou in die 91. Dan lees ek dit hierdie dag en die aand, dan verduidelik hy dit vir my. Dan lees ek wat hy sê, dan dink wat hy sê oor daai boodskap. En dan is daar 'n ene wat 'n verskriklike mooi gebed altyd stuur elke aand. Dan luister ek nou my gebed. Dan klim ek in my bed. En dan bid ek vir die Vader, vir die dag en wat ek verkeerd gedoen het. Maar gisteraand het ek so rukkie ingesluim. 12:00. Toe word ek wakker. 12:00 word ek wakker. Toe sê, ek weet nie wat nie. Ek voel maar, hoekom het ek wakker geword? Wat is die oorsaak? En ek gaan toe, ek dink, ag, het ek pyn, maar ek het nie pyn nie. Ek gaan nie pildering nie, want ek het nie seer nie. Hoekom moet ek 'n pildering daarvoor? En ek lê, toe besef ek, my Vader het my wakker gemaak. Hy het my wakker gemaak om te bid. Maar wat ek eerste bid, wat vir my snaaks is my sussie, wat dan Boksburg bly. Vir haar kleinkinders begin ek, maar ek begin by haar oudste kleinseun. Ek sê Joshua en sy vrou en sy kinders, Here red hulle siele. Ek sê red hulle. Toe gaan jy die ander kind, maar gewoonlik my kleinkinders eerste sê, Here asseblief, red my hulle. Het ek eers by my sussie se kinders begin. En 'n ruk daarna, na ek my gebed gedoen het ek aan die slaap gemaak.
Dit was my Jesus Christus wat my wakker gemaak het. Hy het my wakker gemaak om 'n siel in te bring. As ek nie gehoorsaam was aan sy woord nie, sou daai siel verlore gegaan het. Want hy was 'n kind van die Here, hy was 'n wêreldskind. Die jong mannetjies, julle weet hoe sy 27 jaar. Hy het so 4 weke terug 'n verskriklike asma-aanval gehad. Hy het nie medies nie. Hulle het hom na 'n private hospitaal toe gevat. Hulle het hom gesteriliseer dat hy regkom en asem. Maar van dit het hy baie swak geword. Hy was baie swak. Hy kon nie baie loop of so nie. Toe het hy nou weer gister, daai tyd, 12 se kant, het hy 'n asma-aanval gekry. Hy het gewag vir die ambulans. Die ambulans was te laat. Hy het hom dood versmoor. Dood versmoor. Dis het ek wat gehoorsaam. As ek nie gehoorsaam was aan my God nie, sou daai siel verlore gegaan het. Ek huil van blydskap, omdat ek geluister het by die woord van God vir my gesê het. Dis wat ek sê, mense, hy is 27 jaar, kry julle lewe reg. Moenie dink jou lewe is reg nie. Moenie dink nie. Ons het so 'n tydjie. Kyk, daai jonge seun, 27 jaar, wat nie meer met ons is nie. Hy het 'n ou seentjie van 5 jaar oud. Asseblief, ek vra julle mooi. Dink mooi hieroor. Is nie ek wat hier staan nie. Is nie ek wat is hy wat my die krag gee om met julle te praat. Ek huil van blydskap dat ek gehoorsaam was aan my Vader God, vir hom geluister het. Asseblief, dis al wat ek het om te sê. Dankie. Dankie Alida. Dis hoekom ek vir julle wil vanoggend sê, jy weet nie waantoe die wind jou waai nie, maar is jou saak reg? Is jou saak reg in hierdie tye wat ons leef? Ons is baie bevoorreg dat Heilige Gees kom en hy maak jou op die regte uur wakker. Net soos wat hy vir Yeshua uit Johannes uit, wil ek weer lees vir julle. Johannes 11 of Johannes 12 vers 23, maar Jesus antwoord sê vir hulle, die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Jou uur het gekom dat jy moet verheerlik word. Dat deur jou, jou Vader, jou Messias, jou Heilige Gees, deur jou vereer en verheerlik kan word. Want 'n tyd kom wat die bederwer kom vat en jy's nie gereed nie. Wat dan? Dat Vader jou sal wakker maak om 'n siel in te bid. Dat jy daai stukkie vleis langsaan sal deel van die paaslam. 'n Geestelike paaslam stukkie vleis met 'n vriend, 'n familielid langsaan. Sien julle hoekom hierdie tyd belangrik is, dat ons hierdie 50 dae, hierdie skrifte van Pessach deurwerk, en nie net 'n fees sal hou op 'n bepaalde tyd nie, maar die skrifte sal deurwerk vir ons medemens, vir jouself, vir die wat verlore siele daar buitekant is. Bid 'n siel in. Wees regtig oop vir Heilige Gees, dat die Gees jou sal wakker maak op die bepaalde uur, soos wat met Yeshua gebeur het. Daai bepaalde uur is nie vir nie daar gesit nie. Dis die bepaalde uur van 'n medemens wat ver oggend hier sit. Elkeen van julle moet ons daarna kyk. Dankie Alida dat jy getrou was om te kom deel wat Heilige Gees jou gewys het. Amen. Amen. Dankie Vader.
Ons gee Vader al die lof en die eer, dat hy hierdeur vereer en verheerlik kan word. So, ons is nie laat met die Pessach nie. Ons is besig om die pad te stap, wat Yeshua met ons tot vandag toe stap. Met elke stukkie vleis wat uit hom geruk is, stap hy met ons die pad van heiligmaking. En dit is 'n tyd dat ons op daai pad bly. En nie net die 50 dae wat ons is nie, ons is nou vandag by die 13de dag. Alida het my beloof nie, Diana het my beloof, sy sal elke dag die dag opsit wanneer hoe ver is die omer getel. Dat jy elke dag sê, Vader, wat 'n stukkie vleis wil jy vandag hê van jou wonde, moet ek verteenwoordig vir my medemens. Dis groot. As jy gaan sit, wil ek vir jou sê, dis groot. Voorbereiding vir die Pasga, voorbereiding vir jou naaste. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die voorbereiding van die Pasga, Eksodus 12 vers 12. Hierdie maand moet die begin van die maand wees. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die nuwe jaar wees. Dis 'n nuwe jaar, 'n nuwe seisoen. Vader, die pad vir jou uitgelê. Jy sal nie jou toon stamp teen 'n klip nie. Jy sal hierdie pad kan stap. Dit gaan dalk 'n baie harde pad wees, want ons gaan in harde tye in, maar tye van geloof, sodat dat redding kan uitsprei. Op die 10de van die maand Nisan, Pasga, die kruisiging, is 'n eendagfees. Hy het 1 dag, nie 2 dae nie, 1 dag was dit volbring. Hoe volbring is jou beker vanmôre? Hoe lyk jou verwysingsraamwerk beker? Kan jy vanmôre sê, my beker is volbring? Dis groot. Die 14de van die maand in die aand, baie belangrik, is die Pasga van Jahweh, die eendagfees. Hy gebruik nie meer as 1 dag nie. Hy bring redding onmiddellik. So daar kan in jou lewe vir jou naaste onmiddellike redding wees, want dit was 'n eendagfees. So moenie wag as iemand nie gered is nie. Van ongesuurde brode, vertel daai persoon wat is sonde. Jy kry 7 dae lank om met daai persoon te werk, om vir hom te vertel, te oortuig, wat is sonde in 'n mens se lewe, en dat sonde 'n blokkasie is deur die waai van die eerste gerf. Jy kan nie 'n reukoffer wees van 'n gerf, as jy nie die sonde uitgehaal het nie. Moenie dink jy is heilig nie, vat die persoon saam met jou, en streef na heiligmaking, vir 7 dae lank, gaan haal sonde uit jou lewe uit, en die van 'n naaste. Moenie net vir jouself nie, vat jou vir hele familie in hierdie tyd, en sê, kom ons gaan sit. Kom ons gaan sit met die woord. Kom ons gaan hierdie Pasga skrifte deur. Wat wil Vader vir my sê en hierdie Pasga in? Hy sê, daar's 'n dag uitgekoop vir elkeen. Amen. Daar's 'n dag uitgekoop vir ieder en elkeen. So dis moontlik dat jy in die opstandingskrag kan kom van first fruits. Jy staan op uit jou dooie area uit, en jy word lewendig in Jesus Christus van Nasaret. Die graf is leeg. Die doek is opgevou, die kopdoek. Hy kom terug. Is ons gereed? Dalk is dit 'n eendagfees. Gaan jy gereed wees? Daar gaan dalk nie 'n tweede dag wees nie. Dalk is dit net 1 kans wat jy kry. Ek wil vir jou vra, maak vandag die saak uit. Dat daar nie net 'n tweede kans is nie, maar 'n eerste kans. Bel 'n boetie of 'n sussie en sê, weet jy wat? Kom ons bid saam. Kom ons sit saam. Kom ons koop die tyd uit. Ek het vir Michael 'n liedjie gestuur. Hy liedjie het my so na in die hart getref, en ek besef, hy gaan hom vir julle nou speel, want ek is nie haastig om die woord te bedien nie. Ek is glad nie gaan hom tot onder bedien, dan kan Michael so lank hy liedjie reg kry. Het jy hom reg?
Dankie. Die een van die kruis. Wie weet wat die een is dit? Kyk, die Messias. Jy het 'n Messias gekry. Die 4 dag beteken Messias. 4 dae lank het hy gesorg dat die ongesuurde brood van sonde uit jou lewe uitkom. Die 3de dag beteken verbond. 'n Bloedverbond. Hy het met bloed betaal, tetelestai. Die bloed in die water, die Gees van Vader, Seun en Heilige Gees. 5 die genade. So sy genade is so groot dat hy wag vir jou om by jou eendag uit te kom. Elkeen se eendag is nie 'n ander een se eendag nie. Elke een het 'n bepaalde uur en tyd wat Vader uitkoop. Die 6de dag, ongeregtigheid van die mens. Is daar enige ongeregtigheid in jou wat jy vermoere by die voete van Yeshua wil gaan neerlê, soos wat die mense die palmtakke neergelê het? Hulle het dit letterlik voor hy donkie se voete gaan neerlê. Die 7de, dit was volmaak. Dit was volbring. Daar's nie nog 'n prys wat betaal moet word nie. Al wat nou moet kom, is die koms van die Messias om ons te kom haal. Ons sit in afwagting. Ons wag vir dit. Op die 10de van die maand kom Yeshua ingery op 'n donkie in Jerusalem en roep die volk uit, Hosanna in die hoogste hemele. Is jou hemelse plek vandag uitgeroep? Het jy uitgeroep, Hosanna? Hemelse plekke gaan vir my oop, dat ek meer en meer kan ontvang? Of sit jy nie in afwagting nie? Sit musiek aan, soos wat ons nou gaan maak, en sit in afwagting, dat Hosanna, as ons op uitroep, dat hy sluise van hemelse plekke oor jou sal oopgaan. Dit kan. Donkie slaan terug na Dawid en Salomo, en die donkie is 'n teken van humbleness en ook van koningskap. Jy moet humble wees wanneer jy worship en sing. Jy moet gelukkig wees, jy moet dans. Maak nie saak wie jou sien nie, al is dit in jou binnekamer, en jy dans vir Vader, moet jy weet, jy dans vir die koning van die konings, en jy ontvang koningskap deur sy genade. Hoe groot is dit nie? Ons kyk hierdie tekens, dis 7 volmaakte getal, en ons besef nie, hoe groot is ons Skepper nie. Hy is ons Skepper, wat die deur vanoggend vir jou en vir my oopsluit. Maar toe ek die liedjie hoor, toe besef ek, elke gebed wat ons bid, is deurweek met die bloed van Jesus. Dis hoekom die woord sê, daar's krag in gebed, daar's hoop, daar's genade in gebed. Dis hoekom ons moet bidders word hierdie seisoen. En nie net daders nie, maar bidders, wat sit en bid en weet, ons bid die bloed van Jesus. En daar's krag in die gebed van 'n regverdige. Groot krag. En niks is by Vader toevallig nie, maar die Messias leef. Hy broodjie bymekaar gesit het, toe sy een. Hy leef en hy's daar vir my en jou. Hy's gekoop, hy's betaal deur die hoogste prys, want niks is duurder as iets met die bloed gekoop is nie. So kom ons gaan aan in die graf en die opstanding. Nou as ons kom by die graf en die opstanding, dan moet jy reeds klaar gemaak het met die sonde in jou lewe, en jy moes reeds deur die doopwater gegaan het, of die bekeringsgebed gedoen het van bo af, bekering ontvang het, en is jy gereed om in opstandingskrag op te staan, daai selfde opstandingskrag waarmee Yeshua uit die graf opgestaan het, is binne in jou. Want woorde verander jou DNA. En is dit nie jy wat mee praat nie, maar die Gees van God wat van binne af met jou praat. Maar weet julle wat?
daar het 'n sluipmoordenaar ingekom. En hy het uit die mense beroof van hierdie groot voorreg waar die bloed aan jou hartkamers geverf kon gewees het. En hulle het die tye verander, dat jy nie daai doringkroon op die kruis kon ervaar nie, want daai doringkroon is 'n hek wat die Vader vir jou laat uitgooi, dat jy op die regte pad hou. Nou voor die ander hier was, Petronalida hier was, het ek gepraat oor, waar die wind jou waai, jy moet seker maak, daai wind wat waai, is dit die doringkroon hek, wat Yeshua vir jou oopmaak, dat jy op die regte pad hierdie seisoen sal bly. Moenie net enige pad wil aanvaar nie, gaan maak seker, dat jy 'n lewende offer is, om op die oesland vir Abba Vader te kan gaan werk. Moet jou nie te gering ag nie. Jy kan een woord spreek tot 'n medemens, en daar kan skielik, kan daar vir jou genesing uitsprei. Een dag is vir Vader genoeg. Jy hoef nie te gaan sit en te memoreer nie. Jy hoef net vir Vader te sê, hier's ek. Deur daai liedjie te gaan sing en sê, ek het 'n doringkroon. Die regte hek sal vir my oopgaan. Ek spreek lewe daaroor. Amen. Ons maak klaar met verkeerde hekke vanoggend. Sy liggaam moes in die graf gewees het van die 14de Nisan op die 1 April 5786. Ons gaan nou kyk wat beteken die jaar 5786. Yeshua was 3 dae en 3 nagte in die graf. Het jy al vir 3 dae en 3 nagte voor die voete gaan lê van Yeshua? En gesê, gee my opstandingskrag, dat ek teen hierdie wêreld kan opstaan en sê, ek gaan nie verder aan met pagan feeste nie. Dat jy krag van bo af sal ontvang om te kan opstaan. Want jy gaan deur die vyand aangeval word. Die valse leer het uitgegaan. Dit het julle met letterlike wonde gelos. Maar daar's een wond wat gekom het. Was die wond uit die sy. En jy's van bo af wedergebore en jy ken die regte pad. Jy ken jou Shabbatte. Jy ken jou feeste. En jy maak klaar met wêreldse feeste. Goeie Vrydag, die Katolieke Kerk. As jy nie kan tel nie, gaan terug na die woord. Dis onmoontlik dat hy Vrydag gekruisig word en Sondag op te staan. Dit is vals, gaan tel het. Dis onmoontlik. Dis nie 3 dae en 3 nagte nie. Jy kan dit gaan tel. Dis hoekom dit die Woensdag is. Hy is deur na die Vader se volmaakte wil vir ons as hy is die deur na die Vader se volmaakte wil vir ons. Die Messias, ons alles, mits jy in die regte seisoen lewe. Die teken van die Shabbat is 'n teken tussen jou en Vader. Het jy daai sleutel? Ek wil vanmôre hard vra, het jy waarlik die sleutel dat dit 'n teken tussen jou en Vader is, of is jy 'n Shabbat te moeg om te doen? Verlede Vrydag sê ek vir Diana, Shabbat, Shabbat, Shalom, toe sy uitgaan. Soek 'n sussie of 'n boetie vir wie jy kan sê, Shabbat, Shabbat, Shalom, gryp die telefoon, bel enige een en sê net, ek kondig dit aan. Ons meester leef op die Shabbat, meer en meer as ooit, word sy wil volmaak uitgestort. Jy kry 'n double portion op haar Shabbat. 'n double blessing van die week se werk wat jy mee klaar gemaak het. Hoekom wil jy dit nie hê nie? Saterdag aand is die Sondag, is die opstandingsdag begin in die aand. Daai Saterdag aand, dis die eerste dag van die Sondag, want hulle aande begin mos, dag begin mos in die aand in. As jy nie 'n almanak het nie, gryp 'n almanak, gaan sit 'n bietjie in hom. Daar lê by Diana, gaan krap hom soos ek myne gekrap het, gaan kyk hoe moes ek ook soek en krap en seker maak. Gaan maak seker van die tye, want daai tye kan 'n lewensveranderende tyd in jou lewe inbring. Die graf is leeg.
Het jy 'n engel wat die klippe voor jou wegrol? Vader, stuur jou engele, van Psalm 91 vers 11 oor my lewe en nie wêreldsengele nie. Bid vir Vader vir sy engele. Dis belangrik daai skrif. Bid vir Vader vir sy engele. Die Pasga, hoe vier ons dit? Die openbaring van die Pasga, wat ons Elohim in ons lewens kom volmaak het. Dis die belangrikste fees, behalwe die een van die loofhuttefees, wat Yeshua opgebore is, toe haar verlosser vir ons gebore is die sterf so belangrik, want jy kry opstandingskrag. Jy kry krag om op te staan in 'n gebroke wêreld en 'n siel te kan red vir Vader. En dalk jou hele familie, dit vat baie keer een persoon om 'n hele gemeenskap te red. Een gehoorsame persoon. Ek is in die plek van samekoms in die Shekinah glory, ons afgesonderde gees Ruach, wat ons lei in alle krag en waarheid. Die afgesonderde gees, sy Ruach leef in jou. Wanneer jy praat jy met sy asem. As jy nie jou tong gebruik nie, sê jy Yahweh, dan is dit sy asem. Sy asem het in COVID baie mense deurgetrek en gedra oor hulle die ware Ruach geken het. Ons het so 'n liedjie waar ons dit sing van 'n vrou wat sing van die Vader se Ruach wat uitgaan. Roep daai Ruach aan dat hy in jou gestalte sal kry. Laat jy sal voel die vuur brand binne in jou. Die Pasga van 5786, 'n jaar van goddelike verbintenis. Dis die jaar wat ons in is. Die hemelse poorte gaan oop en jy kry 'n goddelike verbintenis. En ons lewe sommer net hierdie jaar doelloos, maar besef gou, Vader wil opkoppel met jou in die jaar. Dis die profetiese jaar van 'n goddelike verbinding. Gaan kyk daarna. Die woord is vir mens wat die eerste keer die feeste begin het, afgesonder op 'n vasgestelde tyd. Amen. Dis afgesonder vir my en jou. En as ons uitroep, halleluja, amen, beteken dit is so, dit sal so wees vir jou. Jy sal anders te wees as die res van die samelewing. Moet nie daaroor bekommerd wees nie. Wees bekommerd oor die wat agterbly. Bring hulle in, dat hulle die bloedkwitansie kan sien, dat hulle die DNA kan sien, dat hulle die leeu van Juda stam kan sien, dat hulle die doringkroon kan sien, dat hulle die kliptafels van die bloedverbond kan sien, en dat hulle kan sien die beker is volbring, en die kruis is leeg, en Heilige Gees word weer uitgestort, in Pinkster, Shavuot wat julle so goed ken, moet jy in afwagting wees hierdie tyd, dat jou gees vervul word tot oorlopings toe. Maak seker, jou liggaam is 'n tabernakel vir Vader, 'n lewende tabernakel, 'n offer vir Vader. Wanneer jy hy kool deurvat en op hy verbondstafel gaan lê, versoendeksel lê, dat jy in die versoening sal gaan met die wat jy nie meer versoen is nie. Want na trompette kom die versoeningsfees. Hierdie is 'n gereedmakende feeste. Hierdie 4 feeste is die belangrikste wat jou in gereedheid bring vir die koms van ons Messias. Kort op Facebook is dat sê hulle daar gebeur iets in Israel en Jerusalem en goed. Julle moenie fake goed vat nie. Hy sê vir jou, elke oog sal sien. So met ander woorde, het jy dit hier gesien? Nee. Jy moet hier kan beleef, dat jy in goddelike krag beweeg. Dis die teken. Dat jy in Shabbat sal opkoppel. Dis die teken. Sodat wanneer die teken kom, jy onmiddellik sal kan erken en sê, dit is die Messias. So jy gaan hom nie kan herken, as jy nie Vader sy leefstyl leef nie, sy standaard, sy liefde, sy hoop, sy genade, sy versoening.
Dis die grootste brief wat ons kan ontvang in ons lewe, is daai brief van versoening wat net Vader kan doen tussen Boetas en Sissas. Amen. Tot daarso, nee. Kan ons aangaan, dankie Mike. Hy het vir jou sonde gesterf. Hy het met daai spykers geloop. Hy het vir jou grondgebied gevat. Vir jou bediening vooruit. Is jy vanmôre bereid om die voete van bereidheid om die evangelie te gaan verkondig, te vat? Dis waarvoor daai spykers in die voete was. Het jy vanoggend daai spykers opgetel en begine loop? Want jy sit daar buitekant met stikkende, geroeste mense. Ou Benny, ek is trots op jou. En daarbey mag jy nie hoogmoed kry nie. Maar jy moet nederig bly en voor Vader se knieë, op jou knieë voor Vader gaan en sê, Vader, hou my nederig vir my mense. Want in nederigheid sal jy die waarheid kan bring. Pietro, Alida, moet nooit moeg raak nie. Onthou die palmtakke is voor hy donkie uitgegooi, sodat jy nie kan moeg raak nie. Daar's vir jou voorspraak gemaak op moeilike tye. Alida beleef 'n moeilike tyd vandag. Maar nog steeds staan sy in Christus in opstandingskrag op en sy bring 'n getuienis wat vandag hierdie gemeente wat hierso sit geruk het. 'n Gehoorsame siel wat iemand ingebid het in die koninkryk van Abba Vader. Sy wonder nie of is dit so nie. Sy weet, sy het met haar Skepper gepraat. Sy weet, sy het met haar Messias gepraat. En sy weet, Heilige Gees het in haar binneste geantwoord. Jy kan 'n siel inbid, al lê hy of sy op 'n doodsbed. Bid jy 'n siel in. Ons almal bid net vir genesing, maar dit het tyd geword dat ons siele inbid. Sewe afsprake wat Abba Vader met ons het. Sy woord is sy wil. Sy woord is sy wil. Jy's niks sonder hierdie woord nie. As jy nie hierdie woord het nie, hoe gaan jy Heilige Gees ontvang? Hoe gaan jy die waarheid ontvang? Hoe gaan jy die verwysingskrifte ontvang? Hoe gaan jy wysheid en kennis en helderheid van verstand kry? Deur in die woord te sit om by Vader uit te kom, dat hy dit op jou hartkamers kan skryf. Dis al hoe jy daarby uitkom. As jy vir mekaar lees, hier sit mense wat nie fisies hulle Bybel kan lees nie. Maak tyd eenmal 'n week, Benny, kom by iemand uit wat nie kan lees nie. Doen in stille rus huisbesoek. Doen huisbesoek. Gaan sit hy met sy drankbottel daar. Wil ek reeds daar by hom sit. Dis daar wat ek wil wees. Want ek wil vir hom sê, hoe lekker dit is, om die water van lewe te drink. Lewende water, wat uit daai persoon sal borrel, al het hy die brandewynglas by hom. Kan Vader 'n Bacchusgees stil maak, sodat hy die woord van God kan hoor. Hoor my woord wat ek vir julle bring, laat julle sy stem kan hoor, en nie net na die persoon kyk wat sonde het nie, maar deur die bril kyk van die kruis na 'n persoon wat reeds vir hom gedoen is aan hy kruis. Hy het vir my en vir jou sonde gesterf. Ons sy volk, die eerste 4 feeste is reeds vervul deur Yeshua, wat ons nou vier of herdenk, die Pasga, die ongesuurde brode en die waai van die offer. Kan jy jouself vanoggend hand opsteek en waai as 'n lewende offer? Waai, dat hy oes kan inkom. Daarom maak ek hierdie Pasga fees klaar, al is hy al bietjie verby, maar dis een van die feeste wat nie verbykom nie, want weet julle, prys Vader, hy gee vir ons 50 dae na streef na heiligmaking.
kan ek hierdie woord oor en oor bring en elke keer sal Heilige Gees 'n nuwe boodskap bring. Paasfeesoffer van die lam van Jahwe, die bloed van die lam is in Eksodus 12. Wanneer jy in bevryding werk, maak seker jy ken die skrifte van die bloed van die lam. Maak seker, roep op daai bloed. Daai bloed leef in jou. Die oomblik wanneer jy hom aangeneem het, leef hy binne in jou, het jy sy DNA ontvang. Wat ook plaasgevind het in die evangelies. Openbaringstydperk, inner cleansing, dis 'n belangrike deel van die fees om letterlik inner healing te kry en ontslae te raak van ongesuurde sondes in jou lewe. Hy kom sluip in en skielik doen jy iets wat jy nie moet doen nie. Skryf dadelik neer, vra om vergifnis, sê Vader vergewe my. Hy sê, en hy sal getrou wees. Ek begin gewoonlik die dag voor Pasga met die volgende, om voete te was. Yeshua het die disippels se voete gewas. Hoekom het hy die voete gewas? Eerste stap is voete was in Johannes 13 en voor die fees van die Pasga. Yeshua, omdat hy wist dat sy uur gekom het. Jy kan 'n siek persoon se voete was wanneer sy uur gekom het. Want jy berei hom voor vir die bad wat hy ingaan, want hy gaan deur 'n bad van Bethesda tot in hemelse plekke in. Hy gaan nie net in 'n graf in nie, maar hy gaan deur, want hy sê vir jou, daar is lewe na die dood. Jou gees gaan terug en jou siel gaan terug. Maak seker hy persoon sal weer eendag sy gees en siel kan ontvang om voor die groot wit troon te kan staan. Dat hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. Daarom sê ek elke dag, kan nie ek nie sê vandag is Alet se dag nie. Net Vader ken haar dag, wat hy sê, nou roep ek jou in. Ek soek meer van jou. Moenie na die grysheid en die ouderdom kyk nie. Jou gees is jonk, want Vader se gees leef binne in jou. As jy moeilike omstandighede deurgaan met 'n geliefde van jou, 'n man en 'n vrou soos hulle twee hierso sit, moet hulle mekaar deurdra in liefde, want hy sê daar, sy liefde is tot die einde toe. So julle wat mekaar liefhet, moet tot die einde toe mekaar verdra in goeie tye en in slegte tye, in tye van siekte, in tye van uitdaging, moet mekaar nie iets toevoeg wat jy nie moet nie. As die persoon nie by sy volle verstand is nie, bid tot Vader, dat God se gees met hom sal praat. Moenie uit eie krag nie, jy kan nie uit eie krag nie. Jy kan nie. Voete was in Psalm 56 vers 14. So ons begin die dag voor Pasga met voete was. Hoekom? Want Yeshua het sy disippels se voete gewas. Dit was net liefde. Hy was lief vir hulle. As ons mekaar se voete eendag hier was, moet ons lief wees vir mekaar. Ek gebruik die gedeelte van voete was uit Psalm 56 vers 14, want hy het my siel gered van die dood. Dis hoekom ek sê, was iemand se voete op 'n siekbed. Ja, my voete van struikeling, was iemand se voete wat nog in die sondige wêreld leef, dat sy voete nie verder struikel nie. Om te wandel voor die aangesig van Jahwe in die lig van die lewe. As hy tot bekering gekom het, maak seker sy naam staan in die boek van die lewe. Dat daar lig in sy lewe sal kom, maak hom vol met die evangelie. Die evangelie is net liefde. Nou die vraag, is jou voete gesalf in hierdie lewe om te gaan? Dis dalk tyd dat ons voete moet was om te gaan. As lewende offer om op die oesland
vir Jahwe te gaan werk, wat Yeshua gedoen het met sy disippels. Hy het op daai oesland gewerk, hulle loop deur die koringare, en sy disippels pluk die koring, en hulle word geoordeel. Hoeveel keer gaan jy nie geoordeel word nie? As jy soos 'n disipel loop, moet jy weet, gaan jy houe ontvang, maar jy moet opstaan in opstandingskrag en sê, ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. So ek is gestuur om te kan die evangelie te kan verkondig. Die geestelike openbaring van voete was Johannes 13 vers 13 tot 5. Daarna het hy die water in 'n bak gegooi en die voete van die disippels beginne was. En afgedroog met die doek wat hy om hom gehad het, sy kledingsstuk. Julle, as jy vandag vat, enige een wat 'n kind van Abba Vader is, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Daarom maak ek gebedsdoekies, want hy wil nie oop nie. Daarom maak ek gebedsdoekies, want hy sê, hulle het net aan die doeke geraak, dan het hulle gesond geword. So met ander woorde, jy moet in daai geloof van, die doekie sal ek vir julle nou gee in Handelinge in, dat jy vir iemand so doekie salf, en sê, raak net aan hierdie doeke, in geloof, en jy sal jou redding ontvang. Jy sal jou redding ontvang. Die Pasga, die offer van die lam van Jahwe, die brood van die lammetjie Eksodus 12, die openbaarmaking van sy dood en sy opstanding, en dan die fees van ongesuurde brode. Dis die 4 feeste wat in vervulling gegaan het. So hulle is in vervulling in. So dis feeste wat reeds gebeur het, wat vir ons 'n teken dra, en Yeshua dra elke litteken daarvan, sodat ons gesond kan word. Geestelik en fisies gesond kan word. Nou hierdie skrif is 'n geestelike element, waar jy fisies gesond kan word. Jy kan daar waar jy sit vanoggend sê, ek het dalk hierdie siekte, of ek het hierdie geestelike stryd wat ek stry, ek lees dalk nie genoeg Bybel nie, ek bid dalk nie genoeg nie, Vader, vat hierdie stryd weg, met betrekking met die voete was. Die 1 April is eintlik die dag van Pasga. Weet jy wat, as jy nie jou voete gewas het nie, gaan vanmiddag huis toe en sê, Vader, ek voer 'n proklamasie uit, ek was my voete, maak my 'n lewende offer vir U. Dat jy daar met voete kan loop, wat jy proklamasie kan vat, soos die Jahwe's gebed, jou grondgebied groter kan word. Dis 'n eendag afspraak, 'n eendag fees. Ons benader nou die 3 belangrikste afsprake. Hierdie is die 3 belangrikste afsprake. Dit het die bloed, dit het die opstandingskrag, dit het vervulling met Heilige Gees. Julle, dis groter as net 'n fees. Dis baie groter. Die fees van ongesuurde brode, die begrafnis van die Messias. Toe ons gedoop het ek vir jou sê, my sissies het iets ontvang. Hulle het in daai watergraf ingegaan, maar toe hulle opkom, toe is hulle in opstandingskrag. En hulle is 'n nuwe skepsel. En 'n nuwe lewe borrel uit hulle uit. En hulle het 'n dag, en hulle het 'n datum, en hulle het 'n sertifikaat, wat ek op hierdie stuk gaan uitdeel, en dan gaan ons 'n breek vat hierso, as ek tot onder klaar deurgegaan het, waar hulle kan sê vir die vyand, as jy my wil aanval, ek het 'n dag, en ek het 'n datum, halleluja, die bloed van Jesus is teen jou, gaan weg van my af. Jy's meer as 'n oorwinnaar, as wat jy ooit gedink het. Jy's deur daai graf. Jy staan op in die fees van die eersteling, die Messias se opstanding, die beweegoffer, die eerste vrug, dieselfde Gees wat Jahwe wat nou in jou is. Die Gees is nou in jou. Sê bietjie, die Gees is nou in my. Die Gees is nou in my. Is dieselfde Gees wat Yeshua in opstandingskrag laat opstaan het uit die dood, opgewek het, soos dit
was dit die Woensdag aand, het ons die Haggadag gedoen. Ek het nou hierdie jaar hom nie gedoen nie, maar julle kan hom enige tyd kry, Diana kan hom afrol vir julle, sodat almal die openbaarmaking van die vasgestelde tye kan verstaan. Hoekom bring ek die hele een oor en oor, sodat julle dit volgende jaar, as dit hierdie tyd aanbreek, verstaan julle dit 100% en hardloop julle al voor met die skottels om voete te was. Uit Yahweh Eltekan gemeente, die perfekte sondeoffer wat die laaste pasgalam vir ons geslag is. Ons het Yahweh Eltekan gebruik, 'n fondasiesteen tot eer en verheerliking van Abba Vader, sodat ons kan sê, ons in ons huis sal Yahweh dien. Ons in ons huis sal. 50 dae is die eersteling en Pinkster, die fees van weke. 50 dae is in die opstanding van Christus en Pinkster. Dis 'n tyd van healing. Dis 'n tyd van, ek kan nie vir jou vertel wat se tyd is nie. Dis 'n tyd van vervulling. Hy's volmaak. Dis liefde, dis genade. Dit bring net samesyn. Dit bring net offers. Met ander woorde, dis 'n tyd wat jy moet gaan stil raak en sê, Vader, verdien ek dit regtig? Dan wil ek vir jou sê, ja, jy verdien dit. Jy is sy skepping. Hy het jou gemaak. Hy het gesê, wonderbaar is jy, toe hy jou in moederskoot ingeweef het. Jy het met hom gepraat. Eers het God met jou in moederskoot gepraat. Toe het jy hom geantwoord. Onthou dat ek dit bietjie bring vir hulle. Rarig bietjie bring, waar Vader met jou praat en waar jy in moederskoot antwoord. So jy het nie eers met jou stem na ma gepraat nie. In moederskoot was dit jou Skepper wat jou gemaak het. En daarom is dit vanoggend vir my 'n voorreg om vir my sissies almal te vra wat deur die doopwater gegaan het, dat hulle kom voorstaan om hulle grootste trofee ooit te ontvang. 'n Wapen teen die vyand om te sê, dit is my dag en my datum. Die bloed van Jesus, Satan is against you. So ek gaan dit gebruik. Michael kan vir ons saggies musiek kan sit. En is vir my, ek dink hulle is 3 of 2 of hoeveel is hulle? 3. Hulle het die groot stap geneem. As jy nog nie die groot stap geneem het nie, wil ek vanoggend vir jou sê, neem daai stap. Ek gaan jou nie versuip nie. Ek beloof vir jou. Maar ek gaan sorg dat lewende water, fonteine van lewende water, uit jou binneste sal vloei, deur die Almagtige. Okay, jy gaan met fotootjies neem. Diana, kom staan hier so, kom help vir my. Die Vader sê, daar wat 2 of meer saamstem, so sal dit wees. So ek roep vir my 'n getuienis. Kom sê jy hierso, wat wil jy foto neem hierso? Jy met daai vat met jou hand vashou. Ja, hou hulle vas vir my. Okay, die Karina, mag Vader se ryklike seën en lofliedere en grootheid soos 'n saambou sambreel oor jou sal sak en dat jy nooit links of regs sal kyk nie, maar net op sal kyk en weet, ek kom uit hemelse plekke. Dankie, sussie. Daleen, mag die visie wat Vader jou gewys het in daai doopbad, nê, dat jou voete soos 'n rooi tapuit voor jou uitgerol sal wees. En dat jy kan weet, was net een ryspore. Jy kan stap in sy werk gaan doen. En jy kan opkyk en weet, my Immanuel God is met my. Baie dankie vir die groot besluit wat jy geneem het.
En dan Susan, soos Vader jou soos 'n albasterfles by die voete gesit het om sy voete te salf, dat jy sal uitgaan en ander se voete so sal salf, soos Vader dit vir jou gewys het. Hy het jou geroep vir die salwing. Hy het haar geroep om die pad vooruit te lê. Hy het haar geroep om te wys, kyk net na bo en jy sal ontvang. So, jy moet altyd olie by jou hê. Met 'n albasterfles gaan sit en weet, jy salf elkeen soos wat Vader vir jou dit op die hart lê. Mag jy nooit moeg raak, jou pad altyd gesalf sal bly. Amen. So neem die pad met 'n boodskap wat profeties sal wees en dat dit julle tentpenne sal wees. Amen. Dankie. Ek het tot daar gegaan. Michael kan vir my sê hoeveel slides het ons nog oor? 12:13 oor, hoe laat is ons nou? 12:30 so uit die kos al hier. So, ek gaan vandag vir Pietro vra om vir ons dankie te sê vir die kos. Sit ek op die spot? Amen. Halleluja, nou gaan ons eet. En dan sal ek kyk om hierdie ander een klaar te maak, maar dit is klaar 12:30. So ons gaan nou rustig eet en ons gaan lekker musiek hê. Ek is hierdie jaar letterlik in Vader se rus in. Ek dink julle kan dit agterkom. Vader het my in sy rus ingesit, so as ek nie volgende week die eindtyd preek bring nie, dan maak ek hierdie een klaar. Want ek wil niks oorhaastig doen nie, want ek wil elke dingetjie wat Heilige Gees vir my sê terwyl ek die woord bring, wil ek daai woorde moet uitgaan en geproklameer word, want dis wat Vader se hartkamers wil hê, sodat hy daardeur vereer en verheerlik kan word. So ek wil nie enige woord wat ek bring jaag nie. Soos wat Vader dit wil hê ons moet dit aflewer, so sal ons dit aflewer. So ons het nog 50 dae om die res van die 13 blaaie te bring, maar ek glo daarmee ons sal verder so lank vat. Eintlik nie 50 dae nie, ons het 37 dae oor om nog hierdie skrifte te bestudeer. En ek wil hê julle moet dit bestudeer. Dis belangrik dat julle weet waaroor gaan dit, want die lam is geslag. Amen.